Kom Skeppergees, besoek u kerk, u wat vernuwe, ons versterk. Vul self u skepping, Heilige Gees, met krag op hierdie Pinksterfees. O Heilige Gees, besoek ons gemeente asseblief vanaand en môre wanneer ons na hierdie opname kyk. En vul en lei ons elkeen deur u boodskap. In Jesus se naam, amen. Goeienaand, liewe broers en susters, baie welkom by ons Dinsdag aand Pinkster biddienst. Baie dankie aan die Christelike Lektuurfonds, die CLF, wie se Pinksterreeks as basis dien vir ons Pinksterweek hierdie week. Ons het tot dusver in ons Pinksterreeks gehoor dat dit Jesus se liefde is wat ons dryf en dat ons heilig moet wees soos God heilig is hier in Suid-Afrika. Dit alles onder die tema ontwrig deur die Gees vir Suid-Afrika. Ek dink ons stem almal saam dat Jesus se liefde ons moet dryf en dat ons heilig moet wees. Maar as ons eerlik is, sal ons erken dat dit nie maklik is nie. Ons wil so graag, maar ons sukkel. Daar is 'n olifant in die vertrek, wat dit vir ons moeilik maak. Ons self is daar die olifant in die vertrek. Daarom sukkel ons so. Ons self is die probleem. Dit is dalk waarom ons so min van hierdie liefde en heiligheid in Christene in Suid-Afrika sien. Ons leef in die era van die hoofkaraktersindroom. Elke platform gaan oor selfvertoon. Elke algoritme betoon selfhandhawing. En stadig maar seker, sonder dat ons dit agterkom, word ons mense wat ons self nie kan voorstel dat die storie sonder ons kan aangaan nie. Verbruikers Christendom vloei hieruit. Ons vra nie, waar wil God my hê? Ons vra, wat kry ek hieruit? Ons vra nie, hoe kan ek dien? Ons vra, word my behoeftes bevredig? Ons het nie Jesus verwerp nie, ons het hom verminder tot 'n kenmerk in ons persoonlike handelsmerk. Filippense 2, vers 5 tot 8, praat baie duidelik hieroor met presies die teenoorgestelde boodskap. Paulus skryf hieroor, en hier in Filippense 2 vanaf vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, ontledig, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Jesus het nie aan homself vasgeklou nie. Hy het meer reg gehad om die middelpunt te wees as enige iemand wat nog ooit gelewe het. Hy is tog God. Die heelal is deur hom en vir hom gemaak. Elke atoom het aan sy gesag gerapporteer. Elke engel het gereed gestaan om hom te dien. En hy het dit losgelaat. Nie omdat dit
nie syne was nie, maar omdat sy sending sy ontlediging vereis het. Hy het homself leeg gemaak. Deur leeg te word, is daar genoeg ruimte vir ander. 'n Hand wat om homself geklem is, kan niemand anders vashou nie. Jesus het sy hande oopgemaak en die wêreld is gered. Die vraag is, soos Paulus hier sê, is dieselfde gesindheid as Jesus in ons? In Johannes 13 was Jesus sy disippels se voete. Nie omdat voetewassing sy geestelike gawe was nie, nie omdat hy dit geniet het nie, hy het voete gewas omdat iemand die lawerk moes doen. En as hy dit nie doen nie, sou niemand nie. En hy wou hê sy disippels moes weet hoe liefde werklik lyk. Nie toesprake nie, nie teologie nie, handdoek, wasbak, vuil voete, die gee van jouself. Die vraag is ons bereid om onsself uit die pad te skuif om dieselfde as Jesus te doen? Dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, bemagtig ons om die Jesusvormige lewe te leef. Pinkster is nie krag om te domineer nie. Dit is krag om aan die self te sterf. Timothy Keller het dit genoem die vryheid van selfvergeetheid. Jy hoef nie die middelpunt te wees nie. Jy hoef nie jou naam te verdedig nie. Jy is vry om lief te hê. Jesus sê in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Jesus sê nie, verloon jouself net een keer nie. Hy sê hier, laat hy homself verloon, deurlopend, aanhoudend, die hele tyd, as 'n goeie gewoonte. In Galasiërs 2 vers 20 skryf Paulus, ek is saam met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Vir Paulus is hierdie nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit hou nooit op nie, word elke dag voortgesit. Hy word elke oggend steeds wakker met 'n self wat die middelpunt wil wees. En elke oggend keer hy terug na die kruis en sterf aan homself, sodat Christus in hom kan leef. Dit impliseer nie selfhaat nie. God wil nie hê jy moet jouself haat nie. Hy het jou tog gemaak en hy is lief vir jou. Hy het vir jou gesterf. Nie jy verdwyn nie, jy heroriënteer jou middelpunt net. Die son hou nie op om te bestaan wanneer dit om die son met 'n hoofletter wentel nie. Dit hou net op om voor te gee dat dit die bron van lig is. Jesus is nou jou middelpunt, jou alles, en nie jouself. Elke dag
Nooi die Heilige Gees ons om van die troon af te klim, sodat Christus sy regmatige plek weer kan inneem, omdat die troon elke oggend ontruim moet word. Kan ek jou vanaand vra, is jy bereid om nou van die troon af te klim? As jy bereid is, gereed is, sê dit nou vir die Here. Ek gee 'n rukkie vir stil gebed. Amen. As jy van die troon af is, kan jy begin kyk hoe Jesus se liefde deur jou begin vloei en hoe sy heiligheid uit jou begin uitstraal, want jy is nie meer in die pad nie. En kan jy begin om sy werking deur jou in jou stukkie Suid-Afrika raak te sien. Alreeds vandag en môre. Sien julle môre aand op dieselfde tyd en dieselfde plek. Lekker slaap.